Kom ons begin by 'n eenvoudige vraag. Waarvoor is jy bang? Waarvoor is my en jou kinders bang? Vir die donker, vir groot honde, om alleen te wees, om by 'n nuwe skool te begin, om iets verkeerd te doen. En groot mense, ek en jy is ook bang. Ons praat net nie so baie daaroor nie. Ons vrees vir ons kinders. Ons is bang oor ons geld wat te min is, en ons is bang vir ons werk, en ons is bang oor ons huwelike, ons is bang oor die toekoms. Ons is bang oor al die dinge wat ek en jy nie kan beheer nie. En vandag sê Markus 'n klomp goed vir 'n klomp mense wat 'n baie goeie rede het om bang te wees. Want ons lees van die vroue wat na die graf toe gaan, en dit is baie vroeg op die Sondagoggend, want Jesus is dood. Maar nie dood soos ek en jy soms sê, hy is nou na die Here toe nie. Vir hierdie mense is Jesus mors dood. Hulle het hom sien sy laaste asem uitblaas, hulle het hom aan die kruis beleef. Hulle het gesien hoe hy sterf. Hulle het gesien hoe hy begrawe word. En nou 'n paar dae later gaan Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Salome na die graf toe. Maar hulle het 'n probleem. Hulle het al klaar speserye gekoop, want hulle wil sy liggaam gaan versorg, maar hulle sê vir mekaar, wie gaan vir ons die klip wegrol? En ek hou van hierdie stukkie detail, want hierdie vroue is op pad na die graf toe, maar hulle weet al klaar, ons kan nie hierdie probleem oplos nie. Dit is 'n groot klip. Hulle het nie 'n plan nie. Hulle het nie die krag om hierdie plan tot uitvoering te bring nie. Hulle weet nie wat hulle gaan doen nie. Hulle kan maar net aanhou loop. En dalk het jy al so gevoel. Jy weet daar's iets voor jou, wat jy nie weet hoe jy dit gaan hanteer nie. En jy dink, hoe gaan ek hierdeur kom? Wie gaan hierdie probleem vir my oplos? Hoe gaan ek dit regkry? Wat gaan met my kind gebeur? Hoe gaan ek deur hierdie finansiële stryd kom? Hoe gaan ek hierdie situasie eindig? Want ek en jy sien die klip, die probleem, en ons weet, ons kan dit nie op ons eie oplos nie. En dan sê Markus, toe hierdie vrouens opkyk. Toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip klaar weggerol is. Want die ding waar hulle so bekommerd was reeds anders toe hulle daar kom. Hulle het nog niks eers gedoen nie. Hulle het nie die klip weggerol nie. Hulle het nie 'n plan gemaak nie. Hulle het net aangehou loop, en God het reeds iets gedoen. Ek dink dis die belangrikste ding om in hierdie gedeelte te onthou. Ons weet nie altyd waarmee God besig is in my en jou lewe nie. En dit beteken nie dat elke probleem sommer net gaan verdwyn nie. Die Bybel beloof dit nooit vir ons nie. Maar dit beteken tog, jy sien nie altyd die hele prentjie nie. Want dan kom hierdie vrouens by die graf en hulle gaan die graf binne. En Jesus is nie in die graf nie. Daar sit 'n jong man in die graf en hy sê vir hulle, julle soek vir Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is opgewek, hy is nie hier nie. Ek dink hoe vreemd dit vir hierdie vroue moes gewees het. Hulle het gekom om 'n dooie liggaam te versorg. En iemand sê vir hulle, hy is nie hier nie. Want hy is opgewek. En dit is die hart van die Christelike geloof. Dis wat ek en jy glo. Nie Jesus se boodskap leef voort nie. Nie Jesus leef in ons herinneringe nie. Nie Jesus se gees is nog by ons nie. Jesus wat dood was, leef. God het hom uit die dood uit opgewek. Nou, hoekom is dit vir my en vir jou so belangrik? Want Jesus het sy hele bediening lang gepraat oor die koninkryk van God. En Markus begin sy evangelie deur te sê, die koninkryk van God het baie naby gekom. Jesus het mense gesond gemaak. Hy het demone uitgedryf. Hy het mense wat uitgebuit was, teruggebring. Hy het siekes aangeraak. Hy het vir mense gesê dat God se nuwe wêreld besig is om deur te breek, maar toe word Jesus gekruisig. En as jy op daardie Vrydag daar gestaan het, sou dit gelyk het of die hele plan misluk het. Rome het gewen, die magtiges het gewen, die dood het gewen. Jesus is in 'n graf gesit, maar toe kom Sondag. En op Sondag sê God, nee. Die dood kry nie die laaste woord nie, die kruis was nie die einde nie. Die koninkryk van God het nie verloor nie, want Jesus is opgewek. Maar hier is baie belangrik. Die Jode van Jesus se tyd het reeds geglo dat God eendag die dooies sou opwek. Hulle het
gehoop dat dit gaan 'n dag wees wat God alles gaan herstel, wanneer die dood vernietig gaan word, wanneer God alles nuut sal maak. Maar Markus doen iets ongelooflik. Hy sê daardie toekoms begin by Jesus. Jesus se opstanding is 'n stukkie van God se toekomstige wêreld wat nou al gebeur. Markus sê dis waar in die wêreld op pad is, lewe, herstel, 'n nuwe skepping, geen dood meer nie. En Jesus is die eerste teken daarvan. Maar dan gebeur 'n baie vreemde ding. Jy sou dink, nou gaan Jesus uit die graf uitkom en hy gaan voor die vroue gaan staan en hy gaan sê, hier is ek. Maar Markus doen dit nie. Die graf is leeg en Jesus is weg. En die boodskap aan die vroue is, hy gaan voor julle uit na Galilea toe. Dink daaroor, Jesus is nie waar hulle hom verwag het nie. Hulle gaan graf toe, maar Jesus sê eintlik, moenie hier bly nie. Gaan Galilea toe. En hoekom Galilea? Want Galilea is waar Jesus se verhaal met sy mense begin. Dis waar hy hierdie disippels van hom geroep het. Dis waar hy gesê het, kom saam met my. Dis waar hulle geleer het om hom te volg. Maar nou, na die opstanding, sê Jesus vir hulle, gaan terug soontoe. Nie terug na die verlede om dit weer oor te doen nie. Gaan terug om die volgende deel van hierdie pad te stap. En dis waar sending begin. Want ons dink soms sending vir my en vir jou beteken, ek moet iets groot vir God gaan doen, maar Markus sê vir ons iets anders. Die engel sê nie, gaan bou 'n groot organisasie, stig 'n kerk nie. Hy sê, Jesus gaan voor julle uit. Dit begin nie by, wat gaan ons nou vir Jesus doen nie. Dit begin, waar gaan Jesus heen? En dan kom ons volg hom. Kom ons loop agter Jesus aan. Dis eintlik hoe Jesus nog altyd gewerk het, want in Markus 1 sê hy vir die eerste disippels, kom saam met my. Hulle het nie geweet waarheen nie. Hulle het nie geweet presies wat volgende gaan gebeur nie. Hulle het hom gewoon gevolg. En nou aan die einde van Markus sê die boodskap weer, hy gaan voor julle uit. En vir hy eindig eintlik, waar Jesus met die disippels begin, Jesus gaan voor, ek en jy volg. Maar daar is 'n probleem hiermee. Want die vroue is bang. Markus sê dit vir ons baie duidelik. Hulle vlug van die graf af. Hulle bewe. Hulle is bang. En dan eindig Markus se verhaal. Hulle was bang. Dis 'n baie vreemde manier om die storie te eindig, want jy sou verwag, en hulle was almal baie bly. Of hulle het dadelik vir almal gaan vertel, maar dis nie wat gebeur nie. Markus sê, hulle is bang. En ek dink dit is belangrik vir my en vir jou, want ons het soms hierdie idee dat geloof beteken, as ek regtig glo, sal ek nooit bang wees nie. Maar Markus sê nee. Jy kan Jesus lief hê en nog steeds bang wees. Jy kan glo en nog steeds onseker wees. Jy kan weet Jesus leef en steeds wonder wat nou. Jy kan op God vertrou en steeds in jou maag voel hoe draai alles. Want vrees beteken nie noodwendig dat jy nie glo nie. Die vraag is, wat doen jy met hierdie vrees? Want vrees sê vir my en vir jou, bly net hier. Maar Jesus sê vir ons, kom saam. Vrees sê vir my en vir jou, jy weet nie wat voor lê nie. Jesus sê, ek gaan voor jou uit. Vrees sê vir my en vir jou, jy gaan hierdie nie kan hanteer nie. Jesus sê, jy hoef nie die hele pad vooruit te ken om te weet waar jy moet gaan nie. Dink maar net vir 'n oomblik aan 'n kind. As ek en Luca saam iewers gaan stap, dan weet hy nie noodwendig waarheen ons stap nie. Hy weet nie wat om die volgende draai lê nie. Maar hy is nie verantwoordelik om die hele pad te moet ken nie. Hy kan net saam stap, want sy pa moet voor hom stap. Dis eintlik wat Markus 16 wil doen. Jesus sê nie, hier is die volledige plan vir die volgende 20 jaar nie. Jesus sê, ek gaan voor julle uit. En dit is presies waar die eerste Jesus-volgelinge hulle self bevind. Want ek en jy moet onthou, daar is nie op hierdie stadium 'n gevestigde kerk en 'n ontwikkelde Christendom nie. Daar was nie kerkgeboue met 'n dominee en 'n kategese program en 'n volledige Nuwe Testament eers nie. Daar was mense wat dit probeer uitfigure.
Wie is hierdie Jesus? Wat beteken sy dood en wat beteken sy opstanding? Wat moet ek nou doen? Hoe volg ons hom as hy nie meer fisies hier by ons is nie? Want daar was verskillende Jesusbewegings wat hierdie vraag op verskillende maniere probeer beantwoord het, maar Markus 16 sit ons in daai wêreld. Jesus het opgestaan, maar hy is nie meer hier nie. So wat nou? Wel, nou moet ons hom volg. En dit is presies waar ek en jy is. Want ons kan nie vir Jesus fisies sien nie. Ons kan nie vir hom sê, Here Jesus, wys vir ons waar ons moet gaan. Ons kan hom nie met ons oë sien en agter hom aanloop nie, maar die evangelie sê hy is nie weg nie. Jesus het opgestaan. Hy is nie in die graf nie. Hy gaan voor ons uit. En waar gaan hy? Oral. By die huis, by die skool, by die werk, in jou huwelik, in jou vriendskappe, in jou buurt, op die sportveld. Wanneer jy met jou kinders praat, wanneer jy kwaad is, wanneer iemand jou seermaak, wanneer jy moet besluit of jy iemand gaan insluit of uitsluit, wanneer jy iemand wil help, wanneer jy moet kies tussen wat reg en wat maklik is. Jesus gaan voor en die vraag is, gaan ek en jy hom volg? Want dit is hoekom ek dink vrees of sending is 'n goeie vraag. Want dit is nie 'n vraag van is jy bang nie. Natuurlik is ons bang, want ons is baie keer almal bang. Die vraag is eerder, gaan jou vrees jou laat stil staan? Of gaan jy vir Jesus kan volg, selfs wanneer jy bang word? Want Markus gee vir ons 'n wonderlike beeld. Die vroue het na die graf toe geloop. Hulle het gedink, hulle loop soontoe, na die einde van Jesus se verhaal toe, maar hulle ontdek die graf is leeg en Jesus is nie daar nie. Dan word hulle weggestuur. Nie terug na die graf toe nie, maar na Galilea toe. Na die plek van beweging waar hulle begin beweeg het. Na die plek waar Jesus elkeen van hulle geroep het. En miskien sit jy vandag hier en jy dink, jy voel of jy by 'n graf staan. Iets het geëindig, 'n droom, 'n verhouding, 'n seisoen, 'n plan, 'n beroep, 'n verwagting wat jy moes opgee. Iets waarvan jy gedink het, nou is dit die einde. En ek kan nie vir jou goedkoop antwoorde gee en sê, moenie worry nie, alles gaan regkom nie. Want die Bybel sê dit nie vir ons nie. Ek kan vir jou sê wat Markus sê. Markus sê die dood het nie die laaste woord nie. God kan nuwe dinge doen wanneer niemand dit sien nie. Jy hoef nie die hele pad te kan sien nie. Die belangrikste ding in Markus 16 is nie die klip nie. Natuurlik is die klip groot, maar die belangrikste ding is, kyk hoe groot is die klip. Maar hy is weggerol. So kom ons kyk waarheen gaan Jesus. En miskien is dit vandag wat ek en jy as moderne mense moet hoor. Ons kan nie weet wat volgende jaar gaan gebeur nie. Ons kan nie weet hoe ons kinders se wêreld gaan lyk nie. Ons kan nie elke gevaar voorkom nie. Ons kan nie elke probleem oplos nie. Ons kan nie elke klip self wegrol nie. Maar ons hoef ook nie. Want Jesus gaan voor ons uit. Daarom, wanneer jy bang is, volg vir Jesus. Wanneer jy nie weet nie, volg vir Jesus. Wanneer jy nie die hele pad kan sien nie, volg vir Jesus. En wanneer jy voel of jy gefaal het, volg vir Jesus. Wanneer jy nie weet wat volgende is nie, kyk waar gaan Jesus. En miskien is dit hoekom Markus 'n vreemde einde vir my en vir jou so waardevol is, want die vroue is bang. Die verhaal stop en ons sit met die vraag, wat gaan jy nou doen? Want die verhaal van Jesus het nie by 'n graf geëindig nie. Die verhaal van Jesus se volgelinge eindig ook nie daar nie, want die graf is oop en Jesus leef en hy gaan voor ons uit. So dalk moet ek en jy vir mekaar sê, ons moet een ding onthou as ons Markus lees, nie ek en jy moet ophou bang wees nie. Maar ek hoef nie alles te weet nie. Dit is nie 'n geval van ek en jy wat alles moet verstaan nie. Ons moet net gewoon weet, Jesus gaan voor my uit. Dit is nie dit dat ek moet sterk genoeg wees nie. Ek moet weet, ek kan hom volg, want die graf is oop en Jesus leef. Hy gaan voor my uit. So kom ek en jy stap agter hom aan. Mag jou storie nie by die graf stop nie.
Mag jy sien, Jesus gaan vooruit en mag jy hom soek, daar waar sy voetspore jou lei. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan sien, dat U die lewe is. Dat ons die lewe kry. Here, leer ons in hierdie dag, in hierdie week, om agter U aan te loop, om aan die beweeg te kom, vir die wêreld te vertel, dat U leef. Here, dankie vir U liefde, en dankie vir U genade. Amen.